Voorreg vanmôre weer saam met jou te wees. Baie spesiale dag, vir my in elk geval. Dag van die Here. Opstandingsdag. Dit is 'n voorreg om saam met medebroeders en sissies in die Here die dag saam te wees. Kom ons blaai na Lukas 11 as jy jou Bybel by jou het. Die klank is af, John. Jy nie met my loer raak. Lukas 11. Goed, Lukas 11 vanaf vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sonde, soos ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hy het vir hulle gesê: wie van julle 'n vriend het, sal middernag na hom gaan en vir hom sê: vriend, leen my 3 brode. Want 'n vriend van my op reis aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit. En die van die binnekant sal antwoord en sê: moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met hulle in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan om vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. Hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun as hy hom 'n brood vra, vir hom 'n klip gee? Ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas daarvan van 'n vis 'n slang gee. Ook as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie voorreg. Dankie vir die woord. Dankie vir u Gees se teenwoordigheid. Dankie vir die kerk van Jesus Christus, die liggaam wat reg oor die wêreld bymekaar kom, om die lof en die eer en die heerlikheid aan u toe te bring. En ons bid vanmôre, Here, ek weet nie wat een gedagte vir ons het nie, maar mag u ook vanmôre tot elke hart en lewe spreek, omdat ons u nodig het in die tyd wat ons lewe. Dankie, Jesus. Dankie. Amen. Here, leer ons bid. Nou is 'n bietjie hard nie. Here, leer ons bid. Wie vra dit? Die disippels vra. En die woord disipel is eintlik vakleerling. As ons kyk na die Bybelstudente dit opsom. En 'n vakleerling gradeer op een of ander stadium van vakleerlingskap na vakman. Hy bly nie 'n vakleerling vir sy hele lewe nie. Hy word op een of ander stadium kwalifiseer hy om 'n vakman te wees. Maar weet jy, in die kerk van Jesus bly mense vakleerlinge die res van hulle lewens. Daar is nie 'n stadium waar gelowiges op 'n punt kom en sê: ek is gereed, Here, stuur my uit. Ek het nou genoeg geleer, ek was nou lank genoeg 'n vakleerling, ek is nou gekwalifiseerde vakpersoon, ek kan nou uitgaan en gaan werk vir u. Wat moet ek doen? Wat wil jy hê moet ek doen? Maar hulle vra: Here, leer ons bid. Soos wat Johannes
disippels geleer het om te bid. Nou duidelik het hulle gesien, daar's 'n verskil in die disippels van Johannes se lewens. Hierdie ouens het iets geleer by Johannes, en dit moet 'n gebedslewe wees. Hulle het iets gesien by Jesus, dit moet 'n gebedslewe wees, want hy's gereeld by sy hemelse Vader. Dan klim hy die berg op, is hy alleen daar so vir ure, vir dae en nagte, om te gaan bid. Here, leer ons bid. Die grootste gawe wat ouers vir hulle kinders kan gee, is om hulle kinders te leer om te bid. In ons tyd vandag, waar ons lewe, leer ouers hulle kinders om te oorleef. Leer ouers hulle kinders om te presteer in sport. Leer ouers hulle kinders om te presteer op akademiese gebied. Leer ouers hulle om te presteer op watter ander vakgebiede ook al. Maar leer ouers hulle kinders om te bid. Ek vra. Kinders word slegte gewoontes geleer by baie ouerhuise. Daar word goed geleer. Nie noodwendig per se nie, maar deur die optrede en lewens van die ouers, leer hulle kinders sekere gewoontes, slegte gewoontes. En die kinders leer makliker in wat jy doen en wat jy sê. Wanneer die disippels vir Jesus kom vra hulle nie, Here, leer ons om ons werk goed te doen nie. Hulle vra nie vir hom, Here, leer ons om ook wonderwerke te doen nie. Hulle vra nie vir hom, Here, leer vir ons om die fariseërs op hulle plek te sit soos wat Johannes gedoen het nie. Johannes het sê, Aders, wie het julle die reg gegee om te vlug van die toren wat in kom is? Ek meen, dis nogal 'n bold stelling. Ons wil soos Johannes se ouens wees. Ons wil met moed die fariseërs aanvat. Hulle vra nie dit nie, dis nie wat hulle vra nie. Hulle vra nie, Here, leer ons om meer suksesvol te wees nie. Hulle vra nie, Here, leer ons om meer geld te maak nie. Hulle vra, Here, leer ons bid. Nou kom ons wees maar eerlik vanmôre. As ons nou 'n opname moes maak vanmôre hierso. En ons het mense gevra, wat sou jy wou gehad het moes Jesus vir jou kom leer? Ek moet gaan gebed heel onderwys wees. Dat is nie so. Die sal maar leer om met ons lewe van. Here, leer ons bid. Want die disippels het iets in Jesus se lewe raak gesien. En dit kan net gebed wees. Dit kan net gebed wees. Gebed word geleer. Here, leer ons bid. Leer ons bid, net soos wat Johannes sy disippels geleer het. Die disippels was reeds gelowige Jode gewees. Was Jode gewees wie die wet geken het, wat geleef het volgens die Joodse tradisies. Hulle was redelik opgevoed in die tradisie. Maar gebed was nie een daarvan nie. Hulle het geleer om die wet te ken. Hulle het geleer om al die tradisies te ken in die Joodse geloof. Al die dinge te ken, maar hulle het nie geweet om te bid nie. Here, leer ons bid. Gebed kom nie van self nie, dit word gekweek. Kinders leer ons leer hulle praat. Ons leer hom seker goed doen om homself hulle skoene vas te maak. Ons leer hom reg te eet. Eetgereedskap reg te gebruik. Ons leer hom reg aan te trek. Dit word geleer, alles word geleer. Dan kan ons kinders leer bid ook. Hulle boots ons na. Hulle kyk wat ons doen. Hulle kyk hoe ons lewe. Don't do as I tell you. Do as I do. Doe soos ek doen. Maar dit gebeur nie in baie huise. Gebed word nie geleer in 'n boek uit nie. Gebed word nie geleer in 'n klas nie. In 'n klas te sê leer bid nie. Kinders leer wat hulle by hulle ouers sien. Dit hulle by ouers sien, dit leer hulle. So baie kinders se eerste begrip van gebed is vir ou mense.
Ou mense doen daai. Mens meer nie van bidure nie, waar mense ingaan in 'n tyd van gebed en saam verdink vir ure. Mense doen nie net daai. Gebed het ongewild geraak. 'n Opname het bepaalde gebed, mense bid nie meer nie, want hulle sê, gebede word nie beantwoord nie, so kom bid ek nog. Ek bid al vir jare vir 'n ding, en dit word nie beantwoord nie, so kom bid ek nog. Die vraag is nie, bid ons kinders nie, die vraag is eintlik, hoor ons kinders ons bid? Sien hulle ons bid? Nie net 'n tafelgebed nie, maar tyd is van weer met die Here om te bid. Iemand het eendag gesê, my vader het my nooit 'n lesing gegee oor gebed nie, maar ek het hom elke oggend op sy knieë gevind, ek het hom dopgehou, ek het gesien hoe hy my pa bid. Kinders vergeet nie dit nie. Maar kinders vergeet dit nie. Hulle vergeet selde wat ons doen. Miskien gou wat ons leer, wat ons probeer vir hulle vertel. So binne die Joodse tradisie, kom die pa nie aan by die huis, van die besigheid af, en hy sit daar om die etenstafel, en hy vertel vir hulle van besigheidsbeginsels. Hy vertel vir hulle hoe hy sake gedoen het vandag. Hy vertel vir hulle hoe hy nuwe besigheid beplan, hoe hy nuwe dinge gaan beplan, hoe eksperimenteer, en hy vertel vir al die dinge, so die dag wanneer die kind groot genoeg is, neem hy die besigheid oor sonder om eers universiteit toe te gaan. Want hy het geleer by pa en daar om die etenstafel. Dit wat pa vertel van besigheid. Dit het hy geleer, en dit is wat hy gaan doen uiteindelik. Want hy het geleer by pa. Daar, elke dag. Jesus leer ons bid. En hy begin by die Vader, die regte plek. Hy begin ons Vader, wat in die hemel is. Hy begin nie by die behoeftes nie. Hy begin by ons Vader. Hy begin by verhouding. Ek moet 'n verhouding hê met my hemelse Vader. Maar sien, baie keer val ons met die deur in die huis en ek vra, Here, ek het dit nodig. Val met die deur in die huis en ons protokol is nie reg met God nie. Is nie dat hy nie hoor as ons vra vir goed nie. Maar as jy verhouding nie. Sien, jy gaan van jou kind wat jy 'n verhouding nie het, baie eerder gee, as vir die kind wat niks met jou te doen wil hê. Is dit nie so? Hy begin by verhouding. Nie by onbekende God nie. Ons Vader, wat in die hemel is. Die enigste, die ewige God. En buiten hom is daar niemand anders. Sien, dit is ook iets wat kinders moet leer by ons as ouers. Daar's geen ander God behalwe die enigste en ewige skepper God nie. Gaan na die universiteit en vertel hulle vir jou, maar daar's baie weë. Daar's baie weë hemel toe. Nee, daar is nie. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die enigste weg. Daar is geen ander nie. Hoor kinders, dit by ons, of wanneer dit by die universiteit, die verkeerde manier hoor. Daar vele weë is. Nee, daar is nie een weg. Een Vader, een God en Vader. En is hy wie ons eer. Elke liefdevolle vader en moeder woord is van die liefde van God sigbaar in hulle lewens te demonstreer. Die kinders kan begeer om ook met hierdie hemelse Vader in gemeenskap te verkeer. Hier weer die voorbeeld. Opreg. Kinders moet leer. Ek het 'n hemelse Vader wat luister. Ek het 'n hemelse Vader wat vir my omgee. Ek het 'n hemelse Vader wat my naam ken. Hy weet van my. Hy weet van my bestaan. Ek is nie net nog iemand nie. Hy ken my. Hy wil my ken. 'n Hemelse Vader wat my behoeftes ken. Die hemelse Vader wat die toekoms in sy hande het. En ek weet nie wat môre gaan gebeur nie, maar ek wil my met hom identifiseer. Ek wil saam met hom stap, want hy weet wat môre gaan gebeur. Ek nie. Ek wil met hom wees. Al verstaan ek nie alles nie, wil ek hom nog steeds vertrou. Ek wil hom vertrou. Want my ouers het my geleer om God te vertrou. Kinders moet leer om teleurstellings te verwerk. Soms wil ons kinders in 'n kokon toevou en ons wil hulle nie blootstel aan die gevare van die lewe nie en hulle leer nooit. En as hulle so toegevou en hulle leer nie om teleurstellings te hanteer en te verwerk nie.
Want ons het hulle nie geleer om teleurstellings te verwerk nie. Ons het hulle leer dat ek kan God vertrou, al is daar teleurstellings. Life is not fair, but God is still good. God is steeds goed, ten spyte van teleurstellings. En jy gaan baie teleurstellings hê in jou lewe, en in die sakewêreld, en in jou gesinslewe. Daar is teleurstellings. My kinders leer, as die hemelse Vader nog steeds vir jou omgee, hy is nog steeds daar vir jou. Let op die orde van die gebed. Jesus skuif die fokus weg van die aardse dinge na die koninkryk van God. Laat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom. Eers God, dan ons. Hy eerste. Die moderne mens begin by my eerste. Here, hoor my, ek het 'n probleem. Sien my behoefte raak. Maar ons begin ons altyd by my, in plaas van by hom. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos wat die hemel is, net so ook hier op aarde. Kinders moet leer. Gebed is nie 'n inkopieslys nie. Kinders moet leer. God moet geëer word. Kinders moet leer. God eerste. Hy al die eer. Sy koninkryk, sy heerskappy in ons lewens eerste. Sy eer eerste te stel. Wanneer kinders dit leer, verander hulle geloofslewe. Hoe veel fokus ons op geloof wanneer ons met ons kinders deel. God te glo, ongeag van die omstandighede. God te vertrou, ongeag van die omstandighede. So my kind, as nou nie vanaand ou broodjie betaal van ons gaan die Here vertrou. Hy gaan voorsien. Hy gaan vir ons voorsien. Ek weet nie hoe nie, maar hy gaan vir ons voorsien. En dis moet dit leer om God te vertrou. Jesus leer ons 'n volhardende gebed. In die gelykenis van die onbeskaamde vriend sê hy, jy bly klop. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Vra, vir jou sal gegee word. Hou aan. Moenie moedeloos raak nie. Die les is nie dat God onwillig is nie. Ons geloof word getoets. Is ek bereid om hom regtig, maar soos regtig te vertrou? Ongeag van die omstandighede? Om my gebed onmiddellik beantwoord of word of nie, ek sal nog steeds bly vertrou. Bid en vir jou sal gegee word, soek jy sal vind, klop en vir jou oopgemaak word. Lukas 11 vers 9. Ouers moet hulle kinders leer dat gebed net vir 'n noodsituasie gedoen is, maar elke dag lewe. Gebed is 'n lewens. Gebed is 'n lewenstyl. Gebed is bid sonder ophou, skryf Paulus. Ons vertrou, ons wag. Ons bid, ons vertrou, ons wag. Met verwagting. Ons gee nie moed op nie. Gooi nie na 'n derde keer dat jy bid en dit word nie beantwoord nie nog, ag nee, wat gebed werk nie. Nee, dit werk. Wil saam met my na Lukas 18 toe blaai. Miskien na Lukas 18, daar's 'n wonderlike voorbeeld vir ons. Hy het ook in hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Hy het gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens omsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie. En al omsien ek geen mens nie, tog sal ek omdat hierdie weer my moeite gee aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorene wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig oor hulle. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind? Ek vra die vraag. Sal hy geloof vind om God so te vertrou? Om nie op te hou nie, nie moedeloos te raak nie? Soos 'n kind na die pa toe kom. Papa, ek wil 'n fiets hê. My kind, daar is nie nou geld vir 'n fiets nie. Word my terug, papa, ek wil 'n fiets hê.
Daar is nie geld vir 'n fiets nie. Gee die fiets. Derde, papa wil 'n fiets hê. Wat wil jy met 'n fiets maak? My maatjie is daar op fietsen. Dit is ver. Vierde dag, papa ek wil graag 'n fiets hê. Vijfde dag, en nog 'n fiets hê. Sê, so gaan aan. Paar na dus 'n moeder se gekom fiets. Dit my gebeur. Die paar van moeders gaan vir my geplaas en my fiets gekoop. Ek het seker seuns en klein seuns. En raak ek die moeders om te vra nie. Hy hoor as ons bid. Hy hoor as ons vra. En elke saak het sy meriete. En God wil nie hê ons moet moedeloos raak wanneer ons bid nie. Wanneer ons moet moeg raak en opgee, sê dit werk nie. As hy kom, sal hy regtig geloof vind. Geloof soos om hom te vertrou vir wat dit ook mag wees. Sien, as ek hier regtig ernstig is oor 'n saak, sal ons aanhou bid daar totdat daar 'n beantwoording kom vir daardie gebed. En nie ophou nie. As ons regtig ernstig, dat ons hom voor vertrou. Vertrou jy vir die redding vir 'n familielid, se siel. Vertrou jy vir uitkoms op een of ander finansiële vlak, of werksgeleentheid, wat ook al dit mag wees. Vertrou jy hom regtig, as jy ernstig daaroor, dan sal jy aanhou bid. Jy sal nie ophou nie. Die grootste gawe waarvoor ons kan bid, is in vers 13. Die Vader sal brood gee as jy vir brood vra. Hy gaan nie vir jou klip gee. As jy vis vra, gaan hy nie vir jou slang gee. Hy gee die regte tyd, want hy weet wanneer ons gereed om te ontvang. Sien, die meeste gevalle is ons nie gereed om te ontvang nie. Wat ons ook al voorbid. My hart moet voorberei. Ek moet gereed wees om te kan ontvang waarvoor ek bid. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hoekom Heilige Gees? Hoekom nie wat ek gevra het nie? Hoekom Heilige Gees? Heilige Gees gee my daai vrugte van die Gees. Ek het die vrugte nodig, en die bewys nodig dat ek sy Gees in my het om vir my lankmoedigheid te leer, geduld te leer, te wag. Wanneer jy bid, gee Heilige Gees in die eerste tyd. En hy leer vir ons om te onderskei. En wanneer ek daardie onderskeiding het, weet ek of my gebed ernstig is of nie. Weet ek of ek bedoel wat ek voorbid of nie. En ons kinders moet dit leer en dit sien by ons. Want ons regtig ernstig is met die saak. Die grootste gawe wat God is nie noodwendig materiële voorsiening nie. Dis wat ons baie keer voorbid. Here, ek wil nou nie mekaar hê. Ek wil nie by huis hê. Ek wil nie by huis gaan sê. Ek wil nie by wasmasjien hê. En so gaan ons aan. Is nie rykdom nie, is nie gemak nie, is nie sukses nie. Gee vir my Heilige Gees sodat ek reg sal bid. Hy gee homself aan sy kinders. Hy, deur sy Gees, gee hy homself aan ons. Maar sien, waar die Gees van God werk, ontstaan geloof. Waar die Gees van God werk, groei in heiligheid. Vrede. Jy oorwin sonde. Sien, as daar sonde is, wat jy weet in die pad staan, gaan jy op 'n stadium met bely en sê, Here, ekskuus. Ek weet nie hoekom word my gebed nie beantwoord. Hier is dinge wat ek moet uitsorteer. En dit bely en dit laat staan. In my gebed gaan God verheerlik word, want dit beantwoord. Gaan hy verheerlik? Of gaan ek net 'n lekker lewe hê? Die grootste behoefte onder ons kinders is nie beter tegnologie nie. Is nie meer geleenthede nie. Is nie groter meer besittings nie. Dit is om te sien God se Gees in ons huisgesin werk. Dis wat hulle moet sien. Dis wat hulle moet beleef. As Jesus vandag hier by ons sou staan, wat sê hy vir jou en vir my sê met ons kinders leer? Leer hulle bid. Leer hulle regtig om te bid. Leer hulle om God te vertrou.
Leer hulle om die Vader te vertrou. Leer hulle om sy koninkryk eerste te stel. Leer hulle om te volhard. Leer om deur te druk. Leer hulle om die Heilige Gees van God te begeer en sy heerskappy in hulle lewens te begeer. Wat 'n kind leer by ouers is meer as wat die universiteit vir 'n kind gee. Lewende verhouding met ons hemelse Vader. Here, leer ons bid. Moet die gebed van elke ouer te wees. Moet die gebed van elke kind te wees. Pa, ma, leer my ook om te bid. Leer my om God te vertrou vir elke faset in my lewe. Dan sien wanneer ouers en kinders saam bid, the praying family stays together. 'n Biddende familie bly saam. Daar's eenheid. En ongelukkig hoor ons van te veel egskeidings. Hoekom? Want God ontbreek. Sy heerskappy ontbreek in daardie familie. Maar dit gaan oor my en my behoeftes, en as ek my sin kry nie, dan gaan ek uit, dan loop ek. God is nie eerste nie. Die mens is eerste. Here, help my om my kinders te leer bid. As jy dan wat sleg is, weet om goeie gawes in die kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die moderne neiging vandag gaan oor my behoeftes. As kyk na ons wêreld, ons in lewe vandag, it's my body and it's my choice. It's my liggaam, dis my keuse. Ek kan maak met die liggaam wat ek wil. Dis nie so. My liggaam, my lewe, los my uit. Niks meer te doen. En dit is my body, my choice. Dan kom die Here Jesus. En jy laat hom toe in jou lewe in te kom. Om jou lewe in te stap. En dan sê hy vir jou, it's my body. It's my choice to die for. My liggaam, wat hy vir jou en my gegee, selflose lewe van die Here Jesus Christus. His body, his choice. Sy keuse, wat sy liggaam afgeleid, vir jou en my om te kan lewe. Die grootste les wat ek en jy kan leer vandag, is die selfloosheid van ons Here Jesus. Hy het homself gegee, vir jou en my om te kan lewe. Regtig te kan lewe. En jy gaan nie daai les leer en sy jy vra, Hemelse Vader, gee my ook die volheid van u Gees om te verstaan en te leer die pad waarmee u met my besig is. Wat ek besig is om te staan. Leer my om te verstaan. Leer my om te onderskei in al die dinge wat in ons wêreld aangaan. Sy liggaam gebreek vir jou en my. En dis waarom ons vanmôre nagmaal